Goeiemorgen broers en susters, baie welkom hier in die huis van die Here. Het is 'n lekker vars oggend vanoggend, die koue wat besig is om in te beweeg, maar ek glo dat u vanoggend weer die liefde van die Here sal ervaar en sy ware liefde wat ons elke dag ontvou. Vir enige besoekers wat vanoggend vir die eerste keer hier by ons is en ons kom kuier, baie welkom, maar ook mag hier die erediens saam met ons geniet. Ek kan net so bly sit terwyl ons die naam van die Here groot maak, sy naam loof en prys met 'n paar lofliedere, kan net so bly sit.
skryf jy Koos Du Plessis, laat my oor die grond verlaat nie, laat my die skadu bly, gee dat elke aardse vreugde en vrees eintlik nietig word vir my. En soos wat 'n mens deur hierdie lied aanbeweeg, vers vir vers, woord vir woord, kon 'n mens werklik sien dat daar 'n oorgawe was aan die Here, om te sê, Here, ek is niks. Ek is net 'n mens. U is meer, en daarom gee ek alles net so vir U. En as ons oggend hierdie lied sing, broers en susters, ek weet nie wat in elkeen van u se lewens aangaan nie. Ek weet nie met wat se struggles u mee besig is in die daaglikse bestaan nie. Maar glo vir my, die Here weet. Die Here ken u, hy ken die harte, hy ken dit wat aangaan. En gee dit vir hom, gee alles vir hom, want hy is ons God, en hy weet wat die beste is. Kom ons staan en sing ons lied saam. Dankie aan ons sanggroep, as die klink. Is hy reg? Klink so van die werk. Baie dankie vir die afsluiting van ons voorsang met hierdie pragtige lied van Koos Du Plessis. Adrian, dankie ook vir jou kort boodskap. Geliefdes, baie welkom vanoggend hier in die huis van die Here.
Ons is so dankbaar dat ons so saam kan wees en dat ons saam die Here hier kan loof en aanbid en ook die Here kan dien. Ek het gesê ons beplan om die liturgie aan te pas, want met hierdie lied kom mens nou net voortgaan, 'n pragtige lied wat nou gesing het, maar ons is besig daarmee en ons kyk daarna hoe ons liturgie ook gaan aanpas met die inrigting van die erediens. Kom ons word vanoggend baie stil voor die Here. Baie stil voor die Here en dit is vandag Pinkstersondag. Pinkstersondag en ons gaan dink en ons gaan luister oor wat wil die Here met vandag in jou en my lewe. Jy het al baie Pinkstersondae beleef. Maar wat wil die Here vandag aan jou en my verkondig? Daarom kom ons word stil voor die Here. Almagtige God, voor U word ons op hierdie dag, hierdie Sondag, opstandingsdag, baie stil. Ons dank U vir elkeen vanoggend hier teenwoordig in U huis. Ons dank U dat U ons elkeen geroep het, aan die hand gevat het en hierheen gelei het. Elkeen van ons het 'n plekkie hier in die kerk, waar ek Sondag vir Sondag sit. So weet ons ook, Here, het ons 'n plekkie in U hart, wat U vir elkeen van ons voorberei het. En daarom wil ons bid, mag ons dit vanoggend intens ervaar. Mag ek vanoggend waarlik beleef, die Here ken my. Hy ken my baie goed. En mag U elkeen van ons in ons eie omstandighede vanoggend baie naby wees. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Kom ons loof die Here deur saam te sing ook die pragtige lied, die Millennium Gebed. Kom ons sing dit tot eer van die Here. Yeah.
Goed, kom ons vra vir ons kinders om na vore te kom asseblief. Kinders vir ons kindermoment. Dankie dat julle volgende keer is, ek is bang, jy gaan nie meer kinders wees nie, want dit is koud, né? En julle wil laat slaap, maar dankie dat julle volgende keer is, hoor, ek is so bly. Ek wil volgende vir julle 'n baie mooi storie vertel, maar 'n storie met 'n mooi boodskap. Daar was 'n man met sy naam Ben, en Ben was 'n houtkapper gewees, 'n houtkapper. So hy het bome afgekap. Hy het in 'n plantasie gewerk en daar het hy bome afgekap. Maar Ben het eers vir 'n tyd glad nie werk gehad nie. Glad nie werk gehad nie. Hy het gesukkel om werk te kry. En toe eendag, toe stap hy na 'n boer toe. Toe vra hy vir die boer, "Ag, kan jy my nie net 'n geleentheid gee om hier by jou te werk nie?" En die boer was 'n moeilike man. Hy het gesê, "Jong, my boomkappers is baie, baie goed. Ek sal jou kans gee, maar ek wil eers kyk." En toe was daar 'n groot boom. Toe sê hy, "As jy hierdie boom vinnig kan afkap, dan kan ons moontlik vir jou werk gee." En hy was so bly, sy byl uitgehaal en hy daai boom afgekap. Vinnig. En die boer het so teruggesit en gesê, "Sjoe, hierdie lyk na 'n goeie boomkapper. Ek dink ek sal hom maar gebruik." En toe het Ben begin om bome af te kap en af te kap. Maar na so 2 weke, toe roep die boer hom in. Toe sê die boer vir hom, "Wag nou so bietjie. Iets is fout. Jy kap nie meer so baie bome af nie. En dit is vir my 'n probleem. Ek moet baie bome afkap om aan die fabriek te gee, en jy kap nou nie meer so baie bome af nie. Ek dink ek sal jou nou moet laat gaan." Arme Ben was so hartseer gewees. Hy was so hartseer en hy sê vir die boer, "Ek drink nie tee nie, ek gaan eet nie, ek is net nie besig, ek is die hele tyd besig om bome af te kap." En hy was baie moedeloos. En die boer kyk so na hom en hy sê vir hom, "Wag so bietjie. Het jy al jou byl skerp gemaak? Het jy al jou byl skerp gemaak?" Hy sê vir hom, "Nee, ek kry nie tyd om my byl skerp te maak nie." Hy sê vir hom, "Maar dis die probleem. Jou byl is nie meer so skerp nie, so jy kap nie meer met die skerp byl nie. Ons moet jou byl skerp maak, en as ons jou byl skerp gemaak het, dan sal jy weer bome kan afkap." En weet jy wat? Dis presies wat Jesus van ons vra. Baie kere raak ek en jy sommer kwaad. Baie kere raak ek en jy sommer lelik. Baie kere sê ek en jy lelike dinge. Weet jy hoekom gebeur dit? Want ons geestelike byl is nie altyd skerp nie. En daarom, ek en jy moet elke dag, die Bybel lees. En ek en jy moet elke dag bid. Ons moet die Bybel lees om te hoor wat wil Jesus vir ons sê, maar ons moet ook bid. Ons moet vir Jesus vra, "Jesus, help my as ek praat, dat ek mooi praat. Help my as ek iets doen, dat ek dit goed doen. Help my om 'n mooi seentjie en 'n mooi dogtertjie te wees." Ben het amper sy werk verloor. Hoekom? Want sy byl was nie skerp nie. So kom ek en jy
soms in die moeilikheid, mamma sê of papa sê, kom praat jy so lelik. Mamma en papa vra, hoekom is jy so kwaai, hoekom is jy so nors? Dan moet jy weet, ek moet na my kamer toe gaan, my Bybel gaan oopmaak, my Bybel lees, maar ek moet bid, en ek moet vir Jesus vra, Jesus, hou my skerp, dat ek die hele tyd wanneer ek praat, en wanneer ek met iemand help, dat ek 'n skerp seentjie en 'n skerp dogtertjie vir Jesus kan wees. Gaan julle dit onthou? Maar nou wil ek julle vra. Hulle sê vir my, ek moet vir julle vra, dat vanmôre, as papa en mamma by die huis voor die televisie sit, dat julle vir papa en mamma vra, wat het die dominee vanoggend vir ons gesê? Sal julle, en dat hulle vir julle verduidelik, wat beteken dit, om net skerp byl vir Jesus te wees. Sal julle dit onthou? Goed, kom ons maak die oogies toe. Liewe Jesus, dankie dat U vir my 'n byl gemaak het. Dankie dat U my 'n skerp byl gemaak het. U wil hê dat ek vir U 'n mooi seentjie en 'n mooi dogtertjie moet wees. U wil hê dat ek mooi moet praat, mooi mense moet help, mooi moet luister, en altyd daar wees, om vir U 'n byl te wees. Ek wil bid, Jesus, kom maak my byltjie skerp, dat ek nie lelik dink nie, dat ek nie stout is nie, dat ek nie lui is nie, maar dat ek altyd net my beste gee vir U. Nie uit myself uit nie, maar omdat U hoor, ek vra U om my byltjie elke dag skerp te maak. Help my asseblief, Jesus, in U naam. Amen. Kom ons staan en sing ons 'n liedjie, liedjie wat nou by hierdie boodskap hier aanvat. Kyk mooi na daai woorde. Julle sweeties gekry. Julle is so soet. Maar julle kan nou sweeties kry as julle vanmiddag vir papa en mamma vra, né? Onthou dit. Ek sukkel nou om hierdie sakkie op te maak. Doe maar. Dat julle kan elkeen 2 kry, hoor? Dat vir 2. Kyk, wat vir ook 2. Wat vir 2.
Dankie ouers dat u kinders bring, oumas en oupas vir die kinders bring. Ek waardeer dit so, net hierdie kort moment, hoop en vertrou ek dat dit vir die kinders iets kan beteken. Geliefdes, ek wil vanoggend vra dat ons die woord oopmaak by die baie bekende Romeine 8, en ons gaan dan lees van vers 18 tot vers 30. Romeine 8 van vers 18 tot 30. Hierdie is 'n baie moeilike gedeelte in die woord van die Here, maar 'n gedeelte met 'n wonderlike boodskap vir elkeen van ons. Kom ons buig die hoofde. Ons Hemelse Vader, dankie vir die heilige woord. En dankie ook vir die tydige boodskap vanoggend hier in ons gemeente. Here, ons weet hier is vanoggend lidmate wat hartseer is. Hier is lidmate wat bekommerd is. Hier is lidmate wat soekend is. En ons wil vanoggend vra dat die deur die woord van sitplek na sitplek sal gaan. En dat die Here na die behoefte van elke hart sal omsien. Ons wil bid, Here, dat U dit vanoggend hier in die huis baie stil sal maak. Dat U sal wegneem alles wat skeiding kan bring tussen ons en U. Gevoelens van kwaad wees, gevoelens van hartseer, onsekerheid. Ons bid vir kalmte, Here. Ons pleit dat U deur die wonderlike werking van die Heilige Gees elke hart sal aanraak. In Jesus naam. Amen. Romeine 8 van vers 18. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vrye te kom van die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God. Ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop wat 'n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtiging wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond,
weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is, die wat hy lank tevore verkies het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê, van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het hy ook geroep, en die wat hy geroep het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het hy ook verheerlik. Vers 26, die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtiging, wat nie met woorde gesê word nie. Tot sover, geliefdes, in die heilige woord van die Here. Ek lees dat in 1942, tydens die Tweede Wêreldoorlog, het Viktor Frankl met 'n vraag geworstel. Dit het moeilik gegaan. En Viktor het homself die vraag afgevra: is dit nog die moeite werd om te lewe? Is dit nog die moeite werd om te lewe? Hy het hierdie vraag gevra na aanleiding van dit wat hy beleef het, wat hy deurgegaan het. Hy was saam met miljoene ander mense na Auschwitz gestuur, waar mense onder onmenslike omstandighede in 'n konsentrasiekamp gesterf het. En hy het aan eie lyf gevoel, sy eie ma, sy eie pa, sy eie broer, is tydens hierdie massamoorde, is hulle ook vermoor. En as jy sien, daar gaan jou ma, sy kom nie terug nie, daar gaan jou pa, hy kom nie terug nie. Is dit die moeite werd? Is dit die moeite werd om te lewe? Maar Viktor sy lewe was gespaar gewees. In 11 maande na hierdie onoorleefbare omstandighede in die konsentrasiekamp oorleef het, kom hy op 'n dag en hy begin skryf oor wat hy beleef het, waaroor hy gedink het, wat deur sy siel geleef het. En hy begin om te sê, ek het alles verloor. Ek het alles verloor. Ek het my geliefdes verloor. Ek het my geld verloor. Ek het my eiendom verloor. Alles wat vir my menslik gesproke kosbaar was, het ek verloor. En is dit dan nog die moeite werd om te lewe? As jy niks het nie, net die klere aan jou lyf, is dit die moeite werd om aan te gaan? Geen familie nie, geen vriende nie, niks. En hy het stil geword voor die Here. En in sy nood, het hy na God gedraai.
En hy het vir God gevra, maar wat nou? Wat nou? Ek is nie doodgemaak nie. Wat nou? En God, die almagtige God, het op 'n wonderbaarlike wyse het hy na vore gekom en hy het Pieter se hand gevat. En hy het met Pieter 'n pad begin loop. En uit sy werke en uit sy ervarings het hy vir ons 'n rykdom van wysheid agtergelaat, wat saam met die woord, bevestiging van die woord, vandag vir jou en my so baie kan beteken. Broer en suster, ons bevind ons in moeilike tye. Ons bevind ons in swaar tye. En baie vra, is daar nog 'n môre? Gaan daar 'n môre wees? En daarmee worstel ons. Daarmee worstel ons. En dan kom ons by die punt wat ons sê, ek bid maar net. Dis 'n noodgebed. Daar is nie 'n noodgebed nie. Nood laat jou nie bid nie. Dis alleen geloof wat jou laat bid. 'n Noodgebed is betekenloos, want dan soek jy vir hier en nou 'n antwoord. Maar as jy soos Pieter by 'n punt kom waar jy niks het nie, en jy maak jou oop vir die Here, dan kom die Here, en die Here alleen kom vat jou hand. Maar nou hoor ek sê, ek hoor jy sê, dis vir my moeilik. Dis vir my moeilik. Hoe kan ek in my moeilike omstandighede nog na die Here toe gaan? Hoe kan ek die Here nader, as die Here dan toelaat dat ek in moeilike omstandighede verkeer? Ek word aangeraak, ek word siek, ek verloor my werk, ek kry swaar. Die Here sien dit mos, hoekom help hy my nie? Hoekom moet ek met hom praat? Daar's mos geen doel om met hom te praat nie. Daarom is die mooiste gebed, die Pinkstergebed, is wanneer ek kom by die belydenis, Here, ek kan nie bid nie. Here, ek kan nie bid nie. Dis Pinkster. Dis Pinkster. Want wat sê jy daarmee? Wat bely jy daarmee? Ek het nie 'n antwoord nie. Absa, FNB, Capitec, noem dit. Hulle wil my nie meer help nie. Die dokter,
Ek het nie 'n antwoord nie. Vriende, ek kan nie meer saamgaan nie. En ek kan dit nie bely nie, ek kan dit nie sê nie. Ek vereensaam. Met wie praat ek? Met wie deel ek? Dit wat op my hart lê. Ek kan nie met die Here praat nie, want hy wil my nie help nie. En daarom is daar baie wat nie kan bid nie. En die oomblik as hulle nie kan bid nie, en ons sê vir hulle bid, dan luister ons nie. Want juis hulle belydenis, ek kan nie bid nie, kom sê, eintlik hulle bid. Victor het alles verloor. Alles verloor. Op daai stadium het hy ook nie die Here geken nie, en op daai stadium het hy ook met die Here beklei, want hy het gehoor gelowige sê, bid en die Here sal jou help. Die Here het hom nie gehelp nie. Die Here het hom gestroop. Maar toe hy buig en vra, is dit die moeite werd? Is dit die moeite werd? Het God neergedaal, hom aangeraak, en God het hom opgetel. God het hom opgetel. Broer en suster, moenie moedeloos raak, as jy nie kan bid nie. Moenie moedeloos raak, as jy nie woorde het nie. Moenie moedeloos raak, as jy nie weet wat of hoe om met God te deel nie. Dit is wanneer God jou hoor. Waarlik hoor. Pas op, dat jou gebed nie wyse woorde is, jou eie wysheid en jou eie insig nie. Pas op daarvoor. Wanneer jy kom en sê, ek kan nie, dan sug jy. Jy sug, wat nou? Wat nou? En dit is wat die Here wil hoor. Wat hoor? Dis wanneer die Here wil hoor, want dan is jy by daai punt dat niemand of niks daar is vir jou nie. Alleen hy. En daarom, as ek by daai punt kom, moet ek toelaat dat die Gees my lei. Laat toe dat die Gees jou lei. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. Wat sê Paulus hiermee? Wat wil die Here hiermee vir ons sê, my broer en suster? As ek myself vir Jesus Christus gee, as ek Jesus Christus aanvaar as my persoonlike saligmaker en verlosser, dan kom die Gees oor my. Die Gees kom nie, en dis waar ons so verkeerd is, die Gees kom nie as 'n trooster nie. Die Heilige Gees kom in 'n dubbele rol. Hy kom
mos 'n parakleet. Die Gees kom met my hier en nou op aarde, en hy kom hou my vas in my moeilike omstandighede. Kom hou hy my vas, deur in my hart te woon. Maar broer en suster, die Gees kom ook om in Jesus aan die regterhand van God die Vader te staan en my sug aan die Vader oor te dra, sonder dat ek 'n woord sê. Ons bid so, mag ek gevul word met die Heilige Gees. Jy kan nie sê jy is 'n kind van die Here as die Gees nie in jou woon nie. Maar as die Gees in jou woon, moet jy weet, wie is die Gees? Die Gees is die een wat jou hier vashou, maar die Gees is ook die een wat by die Vader vir jou pleit. En daarom, ons verstaan die Gees so verkeerd. Ons bid so, Here, vul my met die Heilige Gees. Jy is gevul met die Heilige Gees, maar jy verstaan nie die werking van die Heilige Gees nie. Binne in my hartseer, binne in my stryd, binne in my swaar kry, is die Gees by jou en met my. Maar terselfdertyd pleit die Gees in en deur Jesus by die Vader vir jou en my. Is dit die moeite werd om te lewe? Wat gebeur? God die Vader hoor dit. Wat doen God die Vader? Hy stuur sy Gees, en sy Gees ontvou vir Victor, en die Gees stel Victor op, en hy laat Victor dit wat hy ervaar het, met ander deel, in 'n rykdom van sy wysheid en insig, wat hy in hierdie worsteling met die Here beleef het. Daarom moet ons bid, dat die Gees nie as trooster in my lewe wees nie, maar as parakleet. Hy kom ontvou my, hy trek vir my nuwe kledingstuk aan, en die kledingstuk wat hy my aantrek, is 'n kledingstuk van opregte geloof en eerlikheid. Maar hoe alles, dat die Gees help, en die Gees my lei om te glo, dit wat ek dink, dit wat ek my bekommer, dit wat my so hartseer maak, dat die Vader dit hoor. Want ek het nie die woorde nie. Ek het nie die woorde nie. Maar die Gees vat my denke, die Gees vat my begeertes, die Gees vat my bekommernisse, en hy gee dit vir die Vader. En as die Vader dit ontvang, beloof die Vader vir jou en my, geen gebed gaan by my onbeantwoord terug nie. Onthou jy vir Augustinus? Onthou jy sy moeder Monica? Hoeveel jare het sy gebid? Hoeveel jare het sy gebid? En op 'n dag het Augustinus by Romeine 8 vers 26 stil geword. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Augustinus was swak. Voor elke vrou wat oor die straat geloop het, het hy geval. Hy het geval. Vir elke versoeking het hy geval. En toe hy die vers lees, en hy hoor wat hier staan, ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Hy het nie geweet hoe om te bid nie.
Hy het nie geweet hoe om te breek met hierdie roekeloose lewe nie. Het hy net platgeval en gesê, Here, ek kan nie bid nie. Ek kan nie bid nie. Die ware gebed. En God het hom opgetel. God het sy lewe omgedraai. En hy het geword 'n groot kerkvader. 'n Groot kerkvader wat vir die opbou en die uitbou van die kerk van ongelooflike skat was. Hoorie my broer en suster, kom ons dink mooi voordat ons bid. Kom ons dink mooi voordat ons vra. Pas op, dat ek nie vir God wil sê, wat wil ek hê, en vir God sê, hoe dit moet gebeur, en wanneer dit moet gebeur nie. Nie word stil, en bely, ek kan nie bid nie, en God hoor jou, want God sien jou raak, die Almagtige, hy sien jou raak, en hy kom, om jou te ontvang, jou op te tel, en te maak, iemand, meer as 'n oorwinnaar. Hy kom help jou, om te glo en te weet, daar's hoop. Wat sê ons? Daar's nie hoop nie. Hy kom help jou om te glo en te weet, daar is 'n môre. Hy kom help jou, om rondom elke donker wolk 'n silwer rand te gee. En te weet, hy is die Almagtige. Nooit sal hy jou en my teleurstel nie. Hy het ons te lief. Ons is vir hom kosbaar. Maar bely, ek kan nie. Bely, ek kan nie. En dan kom die Gees in deur jou by die Vader en hy vernuwe my lewe. Kom, laat ons bid. Kom, laat ons bid. Maar bid, ek het nie woorde nie. Hier is ek, Here, neem my, vir my, soos U wil. Amen. O Vader, baie dankie, dat U vanoggend my hart hoor. Ek worstel so met my gebed. U leer my hoe om te bid. Maar selfs dit is vir my moeilik. Want ek wil niks vra, ek wil niks dink, ek wil niks doen, as dit nie in wil, met U wil vir my lewe is nie. O Vader, kom staan my asseblief by in my swakheid. Hoor my hart, hoor my verstand, hoor my omstandighede, hoor my nood. Ek kom gee alles vir U. En ek weet, nou kom ontvang die Gees my. Nou kom bly die Gees by U vir my. En nou kan ek opstaan
my God is vir my nie die beste. Dankie vir die liefde. Dankie vir die genade. Dankie dat ek weet, die uitkoms is hier. My swaar kry gaan verby, want U is op pad. U gaan my kom haal. U gaan my help om waarlik kind vir U te wees. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, ons gaan nou die Here vereer met ons dankoffers. Ons gaan kyk na die aankondigings en ons gaan kyk ook na die verjaarsdag. Kyk na die verjaarsdag. Hulle wat verjaar vandag kan net opstaan asseblief. Ons wil graag net vir hulle ietsie gee. Die oudste tannie. Hetty, krijg vir jou, is dit net Hetty wat die is vanoggend. Hetty sê vir jou baie geluk. Goed, ons net 'n paar aankondigings, maar hartseer. Annette Engelbreg, Frikkie is hier so in die kerk. Frikkie, ons dink aan jou, ons dink aan die Annette. Sy is op die oomblik in Groenkloof Hospitaal. Sy is die week, is sy in Centurion, deur 2 swartmans aangeraak en seer gemaak. Handsak, juwele is gesteel en ons dink aan julle hoor. Ons dink aan julle en ons weet en glo die Here sal haar optel. Dis nie maklik nie. Goed, dan, wat ook hartseer is, ek weet nie of dit al met julle gebeur het nie, maar ja, Vrydagoggend toe ek op die kansel klim om 'n begrafnis te hou, toe kom haal hulle my van die kansel af. Toe het Moses, ons werknemer,
Sarah se vrou net hier by die hek, het sy 'n hartaanval gehad. So toe moes ek eers hier stop en vir Sarah, vir Moses gaan bystaan. So kom ons dink aan Moses, wat deur 'n moeilike tyd gaan. Daar is mense wat gevra het of hulle bydraes kan gee. Bydraes is welkom. Jy kan dit by die kerkkantoor inbetaal en ons sal toesien dat dit by Moses uitkom. Hy is so verward. Hy weet nie wat om te sê of te doen nie. Maar ons ondersteun hom en ons help hom. Dan gaan Helene Spies hierdie week vir 'n operasie. Ons glo vertrou dat dit so sal wees. En dan Patrice Lourens, sy gaan vir verdere mediese ondersoeke. Ons dink ook aan die hoor, asseblief, kom ons dink aan hulle. En dan met die bekommernisse en die seer en die hartseer, wil ons net sê dat ons Vadersdag is die 16 Junie. Maar ons gemeente gaan nie op die 16 Junie die Vadersdag hou nie. Ons gaan dit hou op die 22ste Junie. En daai dag gaan ons 'n lofprysing hê. En na die lofprysing gaan ons 'n sop en seremonie. En die kaartjies, ja, my kom klein. Julle weet, ek sukkel maar. Gaan ons na die tyd hou hier in die vierkant. Die kaartjies is van vanoggend af beskikbaar. Jy kan dit by in die vierkant kan jy koop, maar die kaartjies sal ook op die Sondag van die 22ste Junie beskikbaar wees. Maar ons beplan iets moois vir die 22ste Junie. Dan gaan 'n praise and worship geleentheid wees wat ons mooi gaan inrig vir daai Sondag, en na die tyd gaan ons saam lekker kuier en dan kan die vrouens die mans lekker bederf in die vierkant. Goed, is ek reg? Is dit die aankondigings? Goed, baie dankie julle. Dan gaan ons slotlied is Jesus gee krag in aansluiting by die boodskap. Na ons slotlied, na ons seënuitspraak is ons uitstaplied die oorwinningslied. Let's say the
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, beklee ons, praat met ons Vader, en help ons. Amen.